Goeiemôre van my kant af. Daar sê, wow, dis so lekker dat julle terugmôre sê. Maar dalk kan ons beter as dit doen. Goeiemôre van my kant af. Dat sê lekker familie, dis so lekker om vanoggend saam julle te kuier. Ek moet sê dis lekker om dan so 'n paar vriendelike gesigte te sien, veral nou na gistermiddag laatse net 'n per ongelukkie, maar luister, ons is nog besig om te bou en ons is we getting there, nee. So, maar dit is so lekker om vanoggend saam met julle te wees. Ek hoop julle is gemaklik. Hierdie week se weer was dan 'n bietjie beter gewees. So ons het soveel om eintlik net voor dankbaar te wees. So ons is so in 'n proses. Wie sien uit na fliekreeks? Ja, ek wil sommer vir jou vra dat jy sommer iemand sal saam nooi na ons fliekreeks toe. Hierdie is regtig 'n geleentheid om jou vriende, jou kollegas en jou familie net saam te nooi. En dis regtig net 'n plek vir ons waar ons regtig net die boodskap van Jesus deur middel van, in hierdie geval, Netflix te kan gebruik om die boodskap van Jesus te deel. En dis hoekom ons hier is. Ons hart is regtig om op 'n plek te kom waar ons werklik die goeie nuus en die boodskap van Jesus te deel, sodat ek en jy deur 'n proses kan gaan waar ons werklik God ken, waar ons werklik sy vrede en sy vryheid kan beleef, sodat ons op 'n plek kan wees waar ons waarlik ons doel ontdek en dan regtig 'n verskil te gemaak ook in ons gemeenskap. En daai is die platform wat ons wil gebruik om vir jou te vra, nooi mense saam sodat ons almal kan deel en net in daai proses. So ons het, soos julle nou weet, die laaste 21 dae was ons deel van 'n 21 dae van gebed en dankie dat jy deel daarvan was. Ons het dagstukkies gehad wat ons deur die boek van Filippense gedeel het. In die laaste 4 weke of die laaste 3 weke het ons deur die boek van Filippense gewerk en dit is vir ons so voorreg gewees. Dit was my so goeie leerskool en vir my so voorreg gewees net om deel van hierdie proses te wees. Ek wil dan net, ek sien hier vlieg ietsie. Ek wil net vir julle sê dat ek spoeg verskriklik baie wanneer ek praat, so verskoon asseblief. Dis hoekom die eerste ry so lekker vers sit. Okay, so as jy dit sien, verskoon. Okay, laat ons net daai gou uit die weg ry. So die laaste 21 dae, as ek sê, het ons deur die boek van Filippense gaan. Dit is regtig net 'n brief wat Paulus net vir die kerk van Filippi geskryf het. En hier sit hy in die tronk. Paulus en hy dis 'n regte brief van waardering en van bedanking. Epaphroditus het vir hom goeie nuus gebring van die kerk af en hy het vir hom, as ek dit reg verstaan, geld gebring, 'n bietjie hulpbronne gebring om te help terwyl hy in die tronk sit. Maar Paulus is in 'n posisie waar hy nie seker is wat die volgende stap is nie. Hy sit in die tronk en dit kan dalk sy lewe kos. En te midde van dit skryf hy hierdie brief van bemoediging, van blydskap, hierdie brief van te midde van sy onsekerheid, nog steeds vanuit 'n hart van waardering en dankbaarheid. En dit praat net van Paulus se gesindheid in terme van wie hy is en van wat hy al ontdek het net in sy lewe. So te midde van hierdie onsekerheid van sy lewe, die onsekerheid wat hy dalk dit sy lewe kan kos, beleef hy ongekende vrede. En wanneer ons vanoggend in Filippense 4 werk, is dit iets wat ons so krities net raak sien, net in Paulus se lewe, is die vrede wat hy beleef te midde van hierdie onsekerheid waarin hy is. Eckhart het vir ons Filippense 1 afgeskop en met 'n tema omstandighede het nie die laaste sê nie. En daai skrif wat net so uitstaan, wat Paulus net sê, vir my om te lewe is Christus en selfs die dood is 'n wins. En dat ons omstandighede nie die laaste sê het nie. Week na het ek gepraat oor Filippense 2, net gepraat van die koninkryk van eenheid. Is dit God ons regtig of roep net in eenheid, as 'n kerk, roep hy ons in hierdie eenheid en ons dit regtig net kan bereik, deur daai skrif wat hy sê dat ek en jy het nodig om die gesindheid van Christus te hê. In Engels sê hy dat we need to have the mind of Christ. En as wanneer ons daardeur gaan en wanneer ons daai gesindheid het, dan roep hy ons net in hierdie eenheid in. En daar's woorde wat hy daar gebruik van dat ons nederig moet wees. Ons 'n bietjie gepraat oor daai gesindheid van nederigheid, van diensbaarheid. Laasweek gepraat oor verminder om te vermeerder, net in Filippense 3. En as jy nou hierso was en jy nou gehoor het dat ek my beste rekeningkunde vir jou gewys het om te sê dat luister, dat wanneer ons na ons balansstaat gaan kyk en ons gaan kyk net na ons bateregister, dat ons nodig het om ons bateregister leeg te maak sodat daar net een oorbly, soos wat Paulus vir ons sê, net Christus. Dat hy die enigste bate is, die enigste ding wat ons het, wat ons waarde kon bepaal, waarin ons kan vertrou, wat ons eintlik het. En dit bring ons dan nou by Filippense 4. En in Filippense 4 voel dit vir my dat hy weer eens, soos ek laasweek gesê het, hier is sy laaste boodskap. Luister julle, as ek daar nou een ding is wat ek vir julle kan sê, as daar een ding is wat ek vir julle kan oorgee, sodat jy die vrede kan beleef wat ek beleef,
is dit wat Paulus vir ons sê. Is daar 3 beginsels of 3 punte in Filippense 4 wat ons vandag deur gaan praat. Dit sê dis hoe ons by die vrede gaan uitkom. En daai 3 punte is 'n gebed sonder einde. So ek en jy nodig het om 'n gebed sonder einde te hê. 'n Beginsel om te leef. En hy van ons 'n paar beginsels net het wat ek en jy vanoggend kan vasmaak en sê, kom ons vat hierdie beginsels, want dit gaan ons op daai plek van vrede bring. En die laaste enetjie is 'n belofte om te glo. Die belofte wat hy aan die einde sê, luister julle, as jy totale vrede wil hê, hier is die beloftes van God, wat ek en jy nodig het, dat ongeag wat ook al, dat ons daarin kan glo en dan kan vashou. Nou vanoggend is nou vir my regtig 'n voorreg en dat my vrou Marie gaan nou so 'n bietjie saam met my op die verhoog wees en sy gaan my help om hierdie 3 punte net vir julle oor te dra. So jy is welkom vorentoe gaan. Kom ons gee sommer vir haar 'n lekker handeklap. En die rede hoekom Marie nou regtig hier is dat Marie regtig so 'n hart net vir gebed het. En ek amper op 'n stadium gevoel het dat as ek nou vanoggend oor gebed moet staan en my vrou hier voor moet staan en moet sit, dat ek amper gaan skuldig voel dat luister ek weet is so 'n boodskap en dit wat in haar hart is. En ek weet dat sy graag hierdie sal wil oordra. So sy gaan met die eerste punt met ons gesels oor 'n gebed sonder einde. Ek besef ek moet net hier aansit as hy. So goeiemôre ook net van my kant af. Dis regtig vir my 'n voorreg en ek wil dankie sê vir die voorreg wat ek het om vanoggend saam met Barend net 'n woord met julle te deel wat op ons harte druk. En ek dink om net 'n bietjie konteks te gee aan die woord voorreg, as ek so 'n bietjie agtergrond kan gee. So ek het basies onder die kerkbanke groot geword. My pa was 'n pastoor van dit ek 3 jaar oud was, my oupa en my hele lewe wat ek kan onthou het. En waar ander kinders nou lank voor PlayStation en Xbox, dokter en juffrou gespeel het ek kerk gespeel. So ek het my poppe daar uitgepak en ek het vir hulle gebid en vir hulle gepreek. En toe ek so 6 jaar oud was, so vandag 40 jaar later, en nou gee ek my ouderdom weg. Maar is dit vir my niks minder as spesiaal om hier voor julle te sit en net die woord saam met Barend te kan deel met julle nie. So net so 'n stukkie aanhaak, Barend my nou gevra om net omdat vandag se woord 'n komponent van gebed te bevat, wil ek net so aanhaak, my pa het die gewoonte gehad om in die aand as hy my in die bed sit, soos ons almal maar doen met ons kinders, het hy vir my gebid of nagesê, en dan het hy nie gebid en geloof soos ons nou gewoonlik doen nie. Hy daar langs die bed, het hy so op die grond, langs my bed het hy gaan lê en bid, vir alles en almal, en so onder die geklank van sy gebed het ek aan die slaap geraak. Ek weet nie eers wanneer het hy uit die vertrek uitgegaan nie, en ek dink daar, die Here 'n saadjie van gebed in my hart kom plant, wat later die ruggraat geraak het tot vandag, wat my staande hou en my behoud is. En ons praat nie vandag oor ouerskap nie, maar ek wil net sê ouers, as jy sit en jy het kinders, klein kindertjies of kinders, dit wat hulle vandag by jou sien, jou voorbeeld, maak 'n impak op hulle môre. En ek is net 'n lewende getuie daarvan vandag, so ek wil net dit by jou los, maar ons staan vandag stil by Filippense 4, en Paulus is steeds hier in die tronk in haaglike omstandighede. Hy gaan aan om hierdie brief te skryf vir die gemeente van Filippi. En die eerste punt wat ons vandag by stil staan, soos Barend gesê het, is 'n gebed sonder einde. So, ons kom by Filippense 4 vers 6 en ek wil julle moet saam met my lees. Dit sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En Paulus kom leer ons hier 3 goed. Hy leer ons hoekom ons moet bid, hoe ons moet bid en wat gebeur wanneer ons bid. En ek dink die eerste ding is ons bekommernisse het, baie keer is ons telefoon op en ons bel 'n vriendin of ons praat met ons man of ons vrou, en dis nie verkeerd nie, ons moet dit doen. Maar ons het 'n gesegde in hulle kerk wat sê bid eerste. En in 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê die woord, wees altyd deur bly, bid sonder ophou, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. So bid sonder ophou is 'n leefstyl. Dit beteken nie ons moet nou 24 ure 'n dag hier langs die bed sit, gekniel en bid nie. Dis 'n leefstyl van gebed. Wanneer jy in die kar ry, wanneer jy in situasies is, daai heeltyd praat met die Here. Ek dink 'n belangrike ding is, as ons besef wat gebeur wanneer ons bid, dink ek ons gaan nooit ophou met bid nie. Ons het die vermoë om met gebed in 'n plek te kom waar jy in persoon nooit gaan wees nie. Jy kan daar in 'n boardroom waar vergadering is terwyl jy op 'n ander plek sit, kan jy met jou gebed tot in daai boardroom kom. Dis hoeveel krag gebed het. En ek lees die ander dag 'n ding wat vreeslik vir my uitstaan. Dit sê, pray about it as much as you think about it. En dis daai bid sonder ophou. Ek dink ons kan die hele tyd en die hele dag ons bekommer oor bekommernisse, maar pray about it as much as you think about it.
En Paulus leer vir ons hier, om te begin leer ons wees oor niks besorg nie. Nou, jy kan in enige vertaling gaan opsoek, wat beteken niks? Niks beteken niks. Dit is absoluut niks. So die eerste ding is wat hy wil hê ons moet doen, hoekom ons moet bid is, want hy wil nie hê ons moet ons bekommer nie. Die eerste ding wat bekommernis doen is, dit steel jou blydskap en dit keer jou om jou doel te doen wat jy moet doen. En dis hoekom hy sê, hoekom ons moet bid. Daarom kan hy in die tronk sit en ons bemoedig, want hy besef wat gebeur wanneer ons gebid, wanneer ons bekommernisse vir die Here gee. En dan sê hy, maar maak in alles, en hier begin ons te leer hoe om te bid. Groot en klein, alles. Ek wil amper sê die nitty-gritty en die groot lewensveranderende omstandighede in jou lewe wil hy hê ons moet oor bid. So hy sê oor alles met smeking en danksegging, en ek wil net 'n oomblik by die danksegging stil staan. Ek dink partykeer wil die Here ook net hê ons moet by daai danksegging uitkom, want ons moet met dankbare harte voor hom kom, want dankbaarheid verander wat ons het in genoeg. Dit bring daai vergenoegdheid waarin Borren nou gaan raak in punt 2. Daar was al kere wat ek gevoel het, ja, nou is hier 'n ding, ek moet die Here hiervoor vertrou, en dan voel ek net die Heilige Gees sê vir my, môre hierdie hele week sê jy net dankie. En dit bring jou later op so 'n plek dat jy voel, Here, dankie dat wat ook al moet gebeur, gaan nou gebeur. Dit verander regtig jou op 'n plek van vergenoegdheid. Wanneer ons bid, so sy vrede wat alle verstand te bowe gaan, dit is wat hy vir ons wil gee, en dis wat gebeur wanneer ons bid. Hy kom verruil ons bekommernisse vir 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hierdie vrede wat ongekende vrede in 'n onsekere wêreld. En partykeer weet ek ons is in moeilike situasies, en ek wil vanoggend sê dat gebed verander nie altyd dadelik jou omstandighede nie, maar dit verander wat hier binne gebeur wanneer ons deur omstandighede gaan, en dit is so belangrik vanoggend om te besef, en dit klink dalk vanoggend of ek sê bid net as al bekommernisse is, en is glad nie wat ek sê nie. Gebed is daai bid sonder ophou, dit is 'n vrug wat spruit uit ons verhouding met die Here. Daai ingeënt van Johannes 15 wat hy van praat, die geplantreeks wat ons gedoen het, dit spruit uit daai absolute intieme verhouding wat jy met die Here het. En net om hierdie punt half af te sluit, wil ek net 'n persoonlike getuienis uit my eie lewe deel, en met alle respek teenoor Borren, hy weer is deel van my storie toe hy my ontmoet het. Maar 'n persoon baie naby aan my, ek was jong getroud, en ons dogtertjie was so 8 maande oud, en my man word gediagnoseer met 'n breingewas. En dit skakel toe later om in beenmergkanker, en vir 2 jaar stap ek 'n pad, ons 'n pad, van regtig die Here intens vertrou, bid, glo, spreek woord. Inteendeel die laaste 10 maande het ek elke etenstyd langs sy bed gaan sit en ek het woord gebid. En na amper 2 jaar gebeur dit nie waarvoor ek vertrou het om te bid nie. Hy is oorlede, en ek het vra, en ek vra die Here, maar het ek nou nie genoeg geglo nie, wat gaan nie aan? En die Here het so mooi pad met my gestap, om te kom leer dat daai gebed elke dag, daai vertrou, daai glo elke dag, is die ruggraat wat my regop gehou het. Dit is so ek nog steeds vir 'n klein dogtertjie kon sorg en liefde gee, hoe ek elke dag kon werk toe gaan, my kollegas in die oë kyk met 'n glimlag op die gesig, met 'n ongekende vrede in 'n baie onsekere situasie. En ek wil jou vanoggend so kom aanmoedig, dit is wat gebed is. Dis wat jou regop hou. Dis daai om die Here se hart so te vertrou dat wat ook al die uitkoms is, hy het jou nog steeds. Dit is daai not what if but even if. En ek wil jou so kom bemoedig vanoggend om 'n gebedslewensstyl aan te leer en regtig die Here se hart net vir daai uitkoms te vertrou. Jy doen so mooi. Nou ja, nou moet ek nou van daar af oor wat, ja, so 'n tweede punt wat ons het is om wat Paulus vir ons kom leer is nadat ons werklik hierdie lewe van gebed het, wat vir ons regtig op 'n punt van vrede bring, is dat hy vir ons 'n paar beginsels net kom leer. Beginsels wat ek en jy nodig het om in ons lewe in te kom bou, om werklik in hierdie vrede te leef. En as ons verder lees in Filippense 4 vers 8 tot 9, hy sê, en hier is so 'n belangrike punt, hy sê verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. So die beginsel wat hy vir ons kom leer is net waar ons gedagtes hou, en ek dink gebed is amper die fondasie net van daai, is dat wanneer ons heeltyd bid, wanneer ons in daai oomblik of in daai staat van gebed is, wat besig is om ons lewe te kom verander, dan kom ek op 'n punt in my lewe waar ek my gedagtes heeltyd kom vul met dit wat hy hier vir ons kom sê.
Dit bring ons op 'n plek waar hy eintlik ons gedagtes kom train, kom oplaai om te sê dat luister, wanneer jy jou gedagtes besig hou jou gedagtes besig met hierdie. En ek wil amper so afskop met daai eerste enetjie wat hy noem, want hierdie is net so 'n mooi voorbeeld vir my van waarmee hy sê ons gedagtes moet besig. Hy sê alles wat waar is. Nou die punt rondom alles wat waar is juist dit is. En ek weet nie of jy al in so 'n situasie is nie en dalk in so 'n situasie is. Ons het so geneig om te vat dit wat die wêreld vir ons gooi en ons gedagtes so daarmee besig te hou. En ek wil hierdie punt wat vir jou kom sê is dat ons is in 'n wêreld waar daar 'n vader van leuns is. En ek en jy het die potensiaal om deur ons lewe te gaan en 'n klomp leuns te vat en leuns te begin glo. En weer eens wat ons doen is dat ons begin glo in daai leuns. Die punt is dit, en die beginsel is dit, wat jy toelaat in jou gedagtes, bepaal jou lewe. En dis wat Paulus vir ons kom uitdaag. Hy sê, luister, wat jy toelaat in jou lewe, dit wat jy in jou gedagtes kom toelaat, dit gaan jou keuses en die manier van lewe. Inteendeel, wat hy vir ons kom sê is dat dit bepaal die vrede waarmee jy gaan lewe. En ons so kom uitdaag om te sê, luister, maar as jy in my vrede wil kom leef, wat ek wil hê jy moet doen is kom maak jou gedagtes vol met hierdie, met alles wat waar is dat ons werklik sy woord sal vat en sê, maar wat is die waarheid oor my? Inteendeel, partykeer is daai vir ons nogal maklik, nee, wel, maklik, is partykeer sukkel ons daarmee, maar wat is waar vir die een langs my? Wat is waar binne in my omstandighede? Wat is waar vir my? Dit is so maklik dat ons kan sê, hierdie is so hopeloos, is dit die waarheid? Nadat ons die waarheid vat, die hoofletter waarheid kan vat, en ons kan sê, maar luister, in elke situasie, sê hy dat hy sal ons nooit begewe of verlaat nie. Nou mense, kan ek vir jou dit sê, dit is die waarheid. En dit is wat hy kom sê, is dat die oomblik wat ek en jy die waarheid vat en ons gedagtes net kom volmaak daarmee, met dit wat edel is, dit wat reg is, as ons gedagtes kom volmaak met dit wat reg is, wat is so mooi, hy sê, wat is rein, wat alles wat mooi is, want ons gedagtes kom volmaak daarmee. Hy sê, dan kan ons verder gaan in vers 9, en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en dan sê hy, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Is die oomblik wat ek en jy op 'n punt kom en sê, luister, wat is die dinge waarmee ek myself so besig hou? En hy vir ons amper hierdie resep gee en sê, kom ek sê gou vir jou, en ek wil amper jou uitdaging sê, mag gemaak vir jou 'n tiklys daar aan die binnekant van jou klerekas, en wanneer jy 'n gedagte het en sê, is dit waar, is dit mooi, is dit rein, is dit edel? En gaan tik dit vir jouself af en sê, en gaan daag jouself uit en sê, wow, is dit waar my gedagtes vol is, sodat ek op 'n plek kan kom van totale vrede. In Romeine 12 vers 2, en julle ken seker die skrif, hy sê, julle moet aan hierdie sondige wêreld, julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Hy daag ons so uit, hy sê, kom vernuwe jou denke, hy sê, bring jou plek, jou gedagtes op hierdie plek waar hy ons juist uitdaag op hierdie punte. In Spreuke 23:7, hy sê, soos hy in sy hart dink, so is hy. En dis hoekom dit so belangrik is vir Paulus om ons te kom herinner en sê, luister, dit is wat ek wil hê julle moet dink. Dit wat mooi is, dit wat rein is, wat edel is, dit wat waar is. So daai beginsel wat Paulus by ons kom vasmaak is dat dit wat jy in jou gedagtes toelaat, is dit bepaal jou lewe. Die volgende punt of die beginsel wat hy vir ons kom gee is dat ek en jy vergenoegd moet wees en dat vergenoegdheid word aangeleer. In Filippense 4, as ons verder lees van 11 af, hy sê, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om in alle omstandighede te behelp. Nou daai woordjie behelp, is in die Engels dan sê hy, that we need to be content. Hy sê, I have learned to be content in all circumstances. I have learned to be content. Dis dalk so eenvoudige woord om te sê dat I have learned, of ek het geleer om vergenoegd te wees. Hy sê, vers 12, hy sê, ek weet wat armoede is en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te hê, om te eet sowel as om honger te ly, en om oorvloed te hê, as ook om gebrek te ly. So die eerste punt wat hy vir my kom sê, wat ek hier uitlees, is daai beginsel van vergenoegdheid word aangeleer. Vergenoegdheid is nie net 'n gesindheid wat ek kry en ek nie kry nie, en dat ons gesindheid moet kyk nie. Wat hy sê is dat dit is 'n proses, dis ietsie wat ek en jy leer, soos wat ons met tyd aangaan. Nou ek weet nie of jy al daai fliek gekyk het, Castaway, en dit is amper net vir my hierdie voorbeeld van die ou wat hier op die eiland is, en hier is hy nou alleen op die eiland. En oor tyd, ek dink as jy nou 'n paar jaar later kyk, en sê, ja, hy het al vir hom 'n skuiling gebou, en hy het dit gedoen en dat gedoen. Hy het nie met daai kennis daar opgedaag nie. Maar sy omstandighede, maklik of moeilik,
Sy omstandighede het hom deur 'n proses gevat om te sê dat ek het nodig om te leer om na myself te kan kyk. En net so is vergenoegdheid een van daai goed. Vergenoegdheid is 'n proses wat ek en jy nodig het om met geduld aan te pak en na ons omstandighede te kyk. En dis dalk hoekom dit belangrik is dat ons ons gedagtes eerstens op die regte plek moet hê, sodat ons vrede kan beleef, is dat ons 'n gelewe van gebed moet hê, sodat ons vrede kan beleef, om op hierdie plek te kom om te sê dat ongeag my omstandighede, leer ek om dan vergenoeg te wees in my omstandighede. Die vraag is, hoe doen ek dit? En dit bring ons by so 'n bekende skrif, wat ons al soveel keer gekwoteer het. Dit bring ons by Filippense 4 vers 13. Daai skrif wat sê, ek is nou tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. En ek wil sommer verder lees, nietemin het julle goed gedoen, deur my in my moeilike omstandighede by te staan. Nou ons is geleer dat, luister, as ons daai skrif in isolasie gaan sien, dan sê ons vir mekaar, luister, as jy 'n marathon wil gaan hardloop, as jy die president wil word, as jy 'n dokter wil word, maak nie saak wat jy wil doen nie, nee. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. En dan het ons al gepreek hier vanaf en sê, luister, alles beteken alles, nee. So hierdie skrif, wanneer jy dit in konteks sien, praat dit van een ding. Dit sê dat ek het geleer om vergenoeg te wees. Deur al my omstandighede het ek geleer om vergenoeg te wees. Dan kom hy met hierdie skrif en sê dat ek is tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. En ek dink as hy in isolasie, ek is gemaklik daarmee. Ek is okay om te sê dat, luister, jy kan 'n marathon gaan hardloop. Ek is gemaklik daarmee. En alles is in staat, jy is deur alles in staat, deur hom wat jy die krag gee. Maar ek dink in die konteks, wanneer ons in hierdie konteks gaan lees, dan sê hy, luister, is dat daar gaan omstandighede in jou lewe kom. En dat deur hierdie omstandighede kom hy en hy sê dat, luister, deur alles, wanneer dit goed gaan, wanneer dit sleg gaan, deur jou proses van vergenoegdheid aan te leer, deur al daai, wil ek vir jou sê, is alles, jy tot alles in staat, deur daai proses. Kan jy dit dra? Ja, jy kan dit dra, deur hom wat jou die krag gee. Beteken dit ek kan nie marathon hardloop? Ja, jy kan nie marathon hardloop. Maar wat hierdie skrif vir my sê, is, en hy kom sit vir my in konteks, en hy sê, luister, as jy die marathon wil gaan hardloop, het jy nodig om partykeer vroeg op te staan, jy het partykeer nodig om laat wakker te bly, jy het nodig om te hardloop wanneer jy nie lus is nie, jy het nodig om te hardloop en te oefen wanneer jy koud kry, wanneer jy alleen is, dit gaan partykeer lekker wees en jy gaan dit saam met 'n groep doen, deur al daai. As jy die marathon wil hardloop, sê hy dat, luister, deur daai hele proses, daai hele fiks word proses, deur daai hele leerproses, om fiks te word, om vergenoegdheid aan te leer, sê dat ek gaan saam met jou wees. Dis deur hom wat ek en jy nou in staat is, om deur daai proses te kan hardloop. So die beginsel is reg dit, is dat hy gee ons die krag om vergenoeg te wees. Ek en jy het nodig om vergenoegdheid aan te leer, deur die gesindheid van Christus. En hy kom gee ons die krag, dat ek en jy daai vergenoegdheid in ons lewe kan kom vasmaak. En die derde ding wat hy vir ons, beginsel wat hy vir ons gee, is dat 'n goddelike perspektief ten opsigte van ons materiële dinge. En hy sê, luister, partykeer wanneer ek baie gehad het, wanneer ek min gehad het, wanneer ek honger was en wanneer ek in oorvloed geleef het, kom sit hy vir ons mooi in perspektief en hy sê, luister, dit gaan eintlik, ons haal daai perspektief heeltemal uit. En sê, luister, ons het nodig om net te fokus op dit wie hy is. In 1 Timoteus 6 vers 6 tot 7, sê Paulus, hy sê, die godsdienst is 'n groot wins as iemand tevrede is met wat hy het. Vergenoegdheid is daai vrede en vrede en tevredenheid met wat ons het, want ons het niks in die wêreld gebring nie, en ons kan ook niks daaruit wegneem nie. Sien, dis ietsie wat Paulus ons kom leer, of wat Paulus geleer het, is juis om vergenoeg te wees. In Spreuke 30 vers 8 tot 9, hy sê, moenie toelaat dat ek vals is en lieg nie. Moet my nie arm maak of ryk nie. Gee my net die kos wat ek nodig het. En hoor wat sê hy, dis die beginsel, sodat ek nie te veel het om u te verloon nie. Aan die ander kant sê hy, en sê, wie is die Here nie, en sodat ek nie arm word en steel my God se naam onder aan te doen nie. Sien, ek en jy is dat in beide kante, in te veel of in te min, ons blootgestel aan versoekings, om lewe in ons eie hande te neem, en ons eie uitweg te kom soek. En wat hy ons regtig op kom uitdaag, is dat ons op daai plek, daai gesindheid van absolute vergenoegdheid, deur sy krag, deur hom, op daai plek van vergenoegdheid, van tevredenheid, plek van vrede te kom, net in sy teenwoordigheid, sodat ons hom kan vertrou in wie ons is en wat hy vir ons in store het. So ek dink die derde ding wat Paulus ons kom leer is 'n belofte om te glo.
En ek dink die ding van 'n belofte is, en dis ietsie wat ek en Barend al soveel maal ervaar het in ons lewe, wanneer ons besluite moet maak, dan vertrou ons die Here vir 'n woord of vir 'n belofte, iets eenvoudig soos toe ons vir Elmar moes hoërskool kies. Ek dink dit klink nou na 'n simpel ding, maar vir ons was dit groot. Ons wou jy moes na die regte hoërskool toe gaan en het ons die Here vertrou vir 'n woord en 'n belofte, en selfs ons hierdie roep moes opneem en vir ons gevra het, wil ons hierdie gemeente lei, moes ons 'n woord by die Here gaan kry het. Ons moes daai belofte gaan kry het om aan vas te hou dat wanneer dit moeilik gaan, dan het jy 'n woord om aan vas te hou. En dit is rondom 'n belofte. En jy kan dalk vandag sê, maar Marie, ek het nie 'n belofte nie, maar Filippense 4 vers 19 waarna ons nou gaan kyk is een van daai beloftes. Die woord is vol beloftes. Elke een wat vanoggend hier sit, het 'n belofte of klomp beloftes om aan vas te hou in maklike en in goeie tye. En Filippense 4 vers 19 sê, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Van julle weet nou al, ek is baie lief vir die Amplified, so Filippense 4 vers 19 in die Amplified sê, and my God will liberally supply, fill until full, your every need according to his riches in glory in Christ Jesus. So Paulus verwys hier in die teksverse net voor dit, verwys hy bietjie van hoe van die gemeentes om nie finansiëel ondersteun het nie, en dan hoe maar die gemeente van Filippi het wel, en net so bietjie daarna sê hy, maar my God sal in elke behoefte voorsien. En iets wat net hier uitstaan is, hy begin met my God. So dis nie God sal in elke behoefte voorsien, hy begin met my God. So dis persoonlik, dis 'n persoonlike ervaring wat hy in die gevangenis gehad het, in oorvloed, in wanneer dit hy gebrek gelei het hy hierdie persoonlike ervaring beleef dat my God sal in elke behoefte van julle voorsien. En ek dink dit is soms so belangrik om net daai behoeftes van ons begeertes te onderskei. Hierdie vers kan maklik gekoppel raak aan die Here gaan alles vir my gee wat ek wil hê, maar ek dink dis eerder om die getrouheid van die Here te sien in die behoeftes en dit wat ons regtig nodig het. Ek dink in COVID was so 'n goeie voorbeeld gewees met my en Barend, wat hy was in die food industrie, en dit is onmiddellik, het was alle finansies gestop. Ek dink ons het 10%, uit op kommissie gewerk, 10% van sy inkomste gekry, en ons moes alles so tot op die been afsny, en party maande, ek onthou die een maand sê ons mekaar, was dit tot op die rand, wat die Here die bedrag in ons rekening voorsien het, wat ons moes betaal, en toe nog 'n nuwe werk vir hom in COVID, waar gebeur dit, wat met 'n vaste salaris, so, die Here het letterlik in ons behoeftes kom voorsien in daai tyd. En so in sy woord verseker ons op verskeie plekke van sulke beloftes. Filippense 4 vers 19 is een, maar dan wil ek net vir jou so 'n paar verse hier aanhaal. Matteus 6 vers 31 tot 33. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waar die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog wat julle nodig het. Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Die nuwe vertaling sê, die Here is my herder, ek het alles wat ek nodig het. Die Message sê, God my shepherd, I don't need a thing. In 2 Korintiërs 9 vers 8, en God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk. En dis net 'n paar, daar is baie sulke beloftes in die woord. En ons as sy kinders het 'n onregverdige voordeel eintlik bo mense daar buite. Ons is sy kinders, hy gaan in ons behoeftes voorsien. En mag hierdie net so sekerheid in jou hart kom sit van die Here se belofte van sy voorsiening in jou lewe. En maak nie saak watter omstandighede jy is nie, daai ongekende vrede te midde van onsekerheid te hê. Dis daai vrede wat ek dink Jesus gehad het toe hy in 'n bootjie op 'n storm aan die slaap kon raak, want hy het geweet. Hy het daai vrede in hom gehad. Dit is hoe Daniël in 'n leeukuil kon vrede hê. Sadrag en Mesach en Abednego in 'n vuuroond. Dis hoe Dawid 'n reus kon verslaan het met 'n vrede en 'n sekerheid, want hy het 'n belofte in sy hart. Hy weet uit ervaring dat die Here met hom was. En mag vandag jou net so inspireer om Filippense 4, en ek sê heeltyd vir Barend terwyl ons voorberei, as ek net heeltyd dink die omstandighede waarin Paulus gesit het, en hy skryf hierdie uit 'n Romeinse tronk, dit was nie grappies, dit wat ek nou verstaan van 'n Romeinse tronk nie, en mag jy daar waar jy leef en beweeg elke dag, so weet dat deur ons gebed, en deur vergenoeg te wees, en deur in die beginsels wat die Here ons leer, en deur sy beloftes, jy net ook kan deel hê aan hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan.
So ja, so sluit ons af met Filippense 4. So sluit ons af met Filippense. 'n brief wat Paulus vir ons wil kom gee. Iets wat hy vir ons wil kom agterlos. Wat nie net relevant was vir Paulus wat in omstandighede gesit het nie. Wat hy vir ons kom gee het, sodat Hallo Kerk, hier in Augustus maand in 2026, as hy woord kan luister. Van so op 'n plek kan kom en sê dat ek is seker van wat jou omstandighede is en seker waar jy jouself bevind nie. En dit mag fantasties wees, maar dit mag ook op 'n plek wees waar jy onseker is in jou omstandighede. En dan kom roep hy vir Hallo Kerk. In hierdie maand kom roep hy ons in 'n plek van vrede. Van 4 weke waar ons reg kom praat en sê dat ons het vrede, of ons kan vrede hê ten spyte van omstandighede. Dat ons kan vrede hê ten spyte van mense. Dat ons kan waarlik in eenheid saam kan leef. Dat ons kan vrede hê ten spyte van ons verlede. Ten spyte van waar ons vandaan kom. Ten spyte van die bates wat ons al bymekaar gemaak het. En ons so op vertrou wat ons partykeer nie op kan staat maak nie. Ten spyte daarvan kan ek en jy vrede hê. En ten spyte dat ons vrede kan hê, ook in die Here. Dat ons vrede kan hê nou, in hierdie tyd, in ons omstandighede. En dis waar ons bring. En dis ons gebed en dit is ons hart. En dis wat ons wou bereik, net met hierdie. As ek en jy op 'n plek kan kom waar ons kan rustig wees, in sy teenwoordigheid kan kom sit, waar ons deur gebed net so kan kom vashou. Dat is daai gesindheid, dat ons leer van wat is om vergenoeg te wees, om tevrede te wees net in sy teenwoordigheid, tevrede te wees met sy voorsiening, sy beloftes net te kan kom vashou. Ek en jy vrede net kan beleef daarin. Kom ons sluit ons oë. Here, dankie dat die vrede ons kom en dat die vrede ons hart kom bewaar. Dat ons as 'n gemeente, Here, ons self op 'n plek kan kom bevind van u totale vrede. Ek wil so kom bid vir elkeen wat vanoggend hier so sit en dat ons so net die stem sal hoor. So op 'n plek sal wees, Here, waar ons, Here, waar u vrede wat verstand te bowe gaan, Here, ons lewe so sal kom vul. Here, dankie dat u beloof dat my vrede met jou sal wees. Ja, dat die vrede, Here, ons beste vriend is. Ja, dat die vrede, Here, die een is waar ons kan vashou, waarmee ons tyd spandeer, die een is waaroor ons droom of waarmee ons droom. Here, die vrede, Here, ons so kom vul, dat in 'n wêreld van omstandighede, dat die wêreld na elkeen van ons sal kyk en sê, maar vertel my van jou vrede. Here, so saam met dit, dankie dat ons die gesindheid ons eie kan maak, dat ons die liefde, Here, kan beleef. Here, dat ons in Jesus se oë kan kyk, Here, en ons waarde net daarin sal besef. Ons loof U net so daarvoor. In Jesus se naam.